Die psalmdigter van Psalm 121 vra die vraag, ek kyk op na die berge en dan vra hy, waar sal my hulp vandaan kom? En dan kom die woorde wat ons gewoonlik noem die votum in die begin van die erediens. As die antwoord op die vraag, waar sal my hulp vandaan kom? En dan verklaar ons ook saam met die psalmdigter, my hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. En op hierdie belydenis seën die Here ons ook. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 104, die eerste, 17de en 18de vers. Psalm 104, vers 1, vers 17 en vers 18, waar ons die Here loof. Waak op my siel en loof die Heer, my God, U is uitnemend seer, of U is uitnemend baie verhewe in U majesteit. U is bekleed met heerlikheid. En dan ook vers 17 en 18, waar ons ook sing van die vernuwende werking van die Heilige Gees, wat op Pinkster ook uitgestort is. Psalm 104, vers 1, 17 en 18, waarna ons geloof bely. Kom ons bely nou ons geloof saam met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis of die 12 artikels. Ons bely in ons harte saam die volgende. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons sing nou as antwoord Psalm 104 vers 20 en 21. Alweer
Kom ons luister nou na die wet van die Here, sodat ons ook daarin ons eie lewe kan spieël, daarin kan sien hoe ons eie lewe moet inrig tot eer van die Here uit dankbaarheid vir ons verlossing in Jesus Christus. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding wat van in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In die Heidelbergse Katekismes, Sondag 44, vraag en antwoord 115, kom hierdie vraag wat ook seker baie keer in ons gedagte opkom wanneer ons elke Sondag die wet van die Here hoor. Dan kom die vraag ook op wat in die Katekismes, ons belydenis ook gevra word. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie? En dan kom die antwoord van ons katekismes. Ten eerste sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid van Christus kan soek. Ten tweede moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. En ek op 'n besondere wyse wat op ons belydenis dan ook die wet, betekenis van die wet opsom. Kom ons antwoord dan Psalm 40 vers 6 en 8 as antwoord op die wet van die Here.
Ons ewige en almagtige God en ons hemelse Vader, elke keer wanneer ons in die gebed na U toe kom, dan bly dit stamelend. Want ons bly vra, hoe kan ons U ontmoet ook in die gebed, ja ook hier in die erediens, as 'n ontmoeting met die Heilige God, en meer intiem in gebed. As dit nie was vir die werk van ons Here Jesus Christus, wat sy hele lewe, maar veral aan die einde daarvan, gelei het en ons sonde betaal het en die weg oopgemaak het nie. As dit nie was dat die voorhangsel van bo na onder geskeur het, sodat die pad, die weg wat ons kan loop, deur die voorhangsel heen, soos Hebreërs stel, is nie. Wie kan dan tot U in gebed kom? En dis alleen op grond van die werk wat gedoen sou word, waarin die Ou Testamentiese gelowige kon bid. En die werk wat gedoen is, waarin ons na U toe kan kom. Ons dank en ons loof U, Here, dat ons swakke sondaar mense 'n hemelse Vader het. En dat ons Here Jesus Christus ons leer dat geen enkele haar van ons hoof sal val as dit nie U wil is nie. U ken ons nood, U ken ons hartseer, U ken ons pyn, U ken ons bekommernisse. Ja, U weet wat in ons harte aangaan. U weet as ons in die nagte wakker word en wonder en twyfel oor dinge, as ons bekommerd is oor hierdie lewe, dan is ons troos, ons het 'n hemelse Vader waarna toe ons kan gaan. Die weg is oop. Gee dat ons dan hierdie weg sal gebruik. Want ons wil soms in moedeloosheid wegsink as ons na hierdie wêreld kyk. Na oorloë en gerugte van oorloë. Wat ons Here Jesus gesê het, is die voetstappe van hom, ons moet luister. Dis dinge wat moet gebeur voor die wederkoms. Maar hierdie wêreld en al sy sonde, al die misdaad, moord, oorlog, geweld, swaar kry, siekte. Dit alles is deel van ons. En daarom kan ons ook in ons bekommernisse maar net vra, Here, help ons. Vertroos en verlei ons, wanneer ons ook hierdie beproewinge en swaar in ons lewe ervaar. Ons bid dan dat U woord ook vandag verkondig word in suiwerheid. Juis oor hierdie naweek waarin ons die wonderlike verlossingsgebeure, die heilsgebeure in ons Here Jesus Christus gedenk. Dat ons U alleen kan loof en prys vir U goedheid. Meer nog, die blye boodskap. Christus het opgestaan, die dood oorwin, sodat ons daardeur ook die ewige lewe sal verkry. Lei ons dan en gee ook dat die prediking ook oor die hele wêreld versterking sal wees in die harte van mense, en dat ons waarlik U sal dien soos wat U in U woord vir ons sê. Daar is soveel stemme wat maar sê sekere dele van die Bybel kan ons maar uitskeer, dit geld nie meer vandag nie. Gee tog dat ons U woord van begin tot einde sal sien as U geïnspireerde waarheid, gelei, gerig elke skrywer deur die Heilige Gees, sodat dit, alhoewel dit tydgerig is, nooit tydgebonde is nie.
en dat ons die betekenis daarvan ook so sal verstaan, dat dit tot eer van U naam sal wees. Waar ons ook nou U woord verkondig, seën dit ook, dat ons dit ook sal sien, as woorde van vertroosting, van krag, van die evangelie. Vergewe dan ook ons baie sondes, want wanneer ons ook ons meet aan U wet wat ons gelees het, dan moet ons bely dat ons swaar teenoor sondig elke dag van ons lewe. Gee vir ons die krag om moedig teen die sonde en die Satan te stry en te oorwin. Om Christus wil. Amen. Broers en susters, in die prediking gaan ek veral verwys na twee gedeeltes, twee kruiswoorde van ons Here Jesus Christus, wat dan vir ons ook tot troos en versterking is. Die eerste kruiswoord van ons Here Jesus Christus, waarin hy dan ook sê, dit is volbring aan die einde, maar ook die kruiswoord waarin hy sê, ek het dors. Ons lees eers uit die brief aan Filemon. Dit is 'n kort brief van 25 verse. Paulus, die gevangene van Christus Jesus, en ons broer Timotheus, aan ons geliefde medewerker Filemon, en ook aan ons suster Afia en ons medestryder Archippus, en die gemeente wat in jou huis saamkom. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou dink in my gebede, omdat ek gehoor het van jou liefde vir al die heiliges, en van jou geloof in die Here Jesus. Ek bid dat jou deelname aan die geloof daadkragtig mag wees, deur jou kennis van elke goeie saak wat daar onder ons is, tot eer van Christus. Ek is inderdaad baie bly en bemoedig oor jou liefde, broer, omdat die hart van die heiliges deur jou verkoop is. Daarom, al het ek in Christus groot vrymoedigheid om jou te beveel wat jy behoort te doen, rig ek, Paulus, op grond van die liefde eerder 'n versoek aan jou, juis omdat ek so 'n ou man is en nou ook nog 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek pleit by jou vir my geestelike kind, Onesimus, wat ek tydens my gevangenskap verwek het. Hy het destyds vir jou geen voordeel ingehou nie, maar nou hou hy vir jou en vir my groot voordeel in. Ek het hom na jou toe teruggestuur, hy wat my eie hart is. Ek wou hom graag by my hou, sodat hy my in jou plek kon dien, terwyl ek ter wille van die evangelie in boeye is. Maar sonder jou instemming wou ek niks doen nie, sodat jy jou goeie daad nie uit dwang nie, maar vrywillig sal doen. Dalk was hy juis om hierdie rede 'n rukkie lank van jou al weg, sodat jy hom vir altyd kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer, in die besonder vir my, hoeveel te meer dan vir jou, liggaamlik sowel as in die Here. Indien jy my as deelgenoot beskou, verwelkom ek hom asof dit ek is. En as hy jou enige skade berokken het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hier met my eie hand, ek sal betaal. En dan praat ek nie eers daarvan, dat jy jouself aan my verskuldig is nie. Ja, broer,
mag ek tog in die Here vir jou hierdie voordeel geniet. Verkoop my hart in Christus. Met volle vertroue in jou gehoorsaamheid skryf ek vir jou, in die wete dat jy selfs meer sal doen as wat ek vra. Maak terselfdertyd ook die gastekamer vir my gereed, want ek verwag om deur julle gebede aan julle geskenk te word. Epafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou, so ook my medewerkers, Markus, Aristarchus, Demas en Lukas. Die genade van die Here Jesus Christus bly met julle gees. Paulus skryf hier aan Filemon hierdie woorde, omdat hy altyd hulle gebruik gemaak het van 'n skriba. Dit was iemand wat wel die briewe geskryf het. Dan sê hy hier, en as hy, dit is as Onesimus dan vir Filemon, as hy jou enige skade berokken het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hier met my eie hand. Dit wil sê, hy skryf nou self. Ek sal betaal. Dan lees ons net enkele verse uit Johannes 19, vers 28 tot 30, wat dan die kruisdood van ons Here Jesus Christus beskryf. Johannes 19, vers 28 tot 30. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjolientak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. In die verband sê die Sondag 15 van die Heidelbergse Katekismus ook iets besonders. Die vraag en antwoord 37 gaan oor die lyding van ons Here Jesus Christus, en dan staan hier, vra die vraag, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dan is die antwoord dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. En so het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos, en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Hierdie lyding dus beskryf vir ons belydenis ook. Christus het na liggaam en siel gelei, om ons dan, ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis te verlos. Geliefde broers en susters, die kortbrief of die getuigskrif aan Filemon van Kolosse is 'n stad nie ver van Laodicea en Hierapolis in Turkye af nie. Nou Filemon was 'n Griekse grondeienaar, baie moontlik 'n wolboer, maar vermoënd. En nou was die gebruik by die welgestelde mense van daardie tyd dat hulle baie slawe gehad het, wat hulle ook op die slawemark gekoop het. En daarom lees ons baie keer van iemand, Lydia en haar hele huis, en ook ander mense en haar hele huis, wat byvoorbeeld gedoop is. Dan beteken dit eintlik dat sy en haar hele huis, dit was die slawe ingesluit, dan ook met hulle kinders dan die Here gedien het, en dan ook wat die doop aanbetref, sy en haar almal se kinders ook gedoop is. En so was hulle dan hierdie welgestelde mense, hulle slawe,
ook deel van hulle huis. Maar die slawe was meer as dit. Daar was 'n geweldige kloof ook maar tussen die slaaf en die eienaar, omdat die eiendom, slaaf as eiendom van die eienaar ook beskou is. Wat hy ook by sommige gevalle, nie by Christene nie, maar by die slegte eienaars, het hulle die slawe baie sleg behandel, en hulle kon selfs die slawe doodgemaak het, sonder enige regsaksie, sonder dat die wet of die owerheid opgetree het. En dan, juist daarom, het slawe weens die swak behandeling weggeloop. Of hulle het soms hulle eienaars kwaad gemaak en dan ook weggeloop. Maar hierdie weggeloopte slawe is ook wreed gestraf. En so het daar ook 'n afdeling Romeinse soldate ontstaan wat belas was om weggeloopte slawe ook op te spoor. En nou het Filemon so 'n slaaf gehad met die naam van Onesimus. Sy naam beteken bruikbaar. Maar dit tog lyk of hierdie Onesimus nie baie die betekenis van sy naam gestand gedoen het nie. Hy was maar taamlik onbruikbaar vir Filemon. En ons sien eintlik so 'n tikkie humor in die apostel Paulus se brief. Hy sê, voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie. Onthou nou, Onesimus beteken bruikbaar. Nou sê hy, voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie. Maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. En iets het nou gebeur hier met Onesimus, dat hierdie onbruikbare slaaf nou vir sowel Filemon as Paulus bruikbaar geword het. Wat was dit? Hy het vir Paulus in die tronk ontmoet, vermoedelik 60 na Christus, in Rome. En hy het gelowig geword deur die verkondiging van die evangelie, en daarom noem Paulus hom sy geestelike kind, omdat hy wedergebore is deur die verkondiging van die heilige evangelie. Daarom is hy eintlik dan die geestelike kind van Paulus. Maar in 'n sekere sin, om die saak nou nog te vererger, het Onesimus op een of ander manier, wat ons nou nie van weet nie, wel vir Filemon benadeel. En daarom lees ons in vers 18, as hy jou skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. En dan sê Paulus, hier skryf ek met my eie hand, ek sal betaal. Dis duidelik dat Onesimus op velerlei terreine wel diep in die skuld was by Filemon. En daarom is Paulus se doel dan met hierdie brief aan Filemon om te vra dat Onesimus in 'n goeie gesindheid, in die gesindheid van Christenskap, Christenbroerskap ontvang moet word. Filemon moet hom nou as 'n broer in Christus ontvang. Hy vra nie, maak hom vry as 'n slaaf en laat hom gaan as 'n vry man, omdat hy nou wedergebore is. Hy sê vir hom, onthou nou, hy kan nog steeds jou slaaf bly, maar hy is nou jou broer in Christus. So moet jy hom nou behandel. En om dit regtig te verstaan, hierdie liefde van Paulus, is dit wat met Paulus presies gebeur het. Die genade en die liefde wat Christus aan Paulus self bewys het. Paulus was 'n slaaf van die Satan. Hy het aan Satan behoort. Daarom het hy die gemeente van die Here vervolg, mense in die tronk gegooi. En dan kom Christus en hy red vir Paulus. En hy red hom uit die gewisse dood. En hy maak hom juis
deur sy genade, maak hy hom 'n kind van die Here. En juist deur hierdie wegruk van die slawerny van die Satan, kom Paulus nou, en hy sê, hierdie daad van liefde van Christus, wat hy aan my bewys het hy ook nou aan jou bewys, en ook aan Onesimus. In 'n sekere sin, broer en suster, is ons ook weggeloopte slawe. Wat gebeur in die paradys? Na die sondeval kom die Here en hy vra vir Adam, waar is jy? Hy soek vir Adam. Hoekom? Want Adam is skaam, hy kruip weg. Hy is soos 'n weggeloopte slaaf, wil weg wees van die Here af. Eintlik is ons ook maar soos Adam. Ons het slawe van die sonde geword. En daarby probeer ons, alhoewel ons dalk dink ons doen dit reg, gebeur dit maar dat ons die Here vertoren deur ons sonde en ons gedagte, woorde en werke. Want in ons sonde is ons Onesimusse. Ons is onbruikbaar. En ons kan nou hierdie verhouding met God net herstel, ons kan net weer ware Onesimus word, waarlik bruikbaar word, wanneer God ons weer met God versoen is. Maar nou, ons kan nie dit uit onsself regkry nie. En daarom is die interessante woorde van Paulus, ek sal betaal. Ons moet iemand kry wat vir ons betaal, sodat die verhouding met God weer herstel kan word. Uit onsself wag daar die ontsettende straf, die straf wat weggeloopte slawe gekry het, die doodstraf. Vir ons wag die ewige dood. En redding is alleen moontlik indien iemand anders betaal, soos wat Paulus bereid was om vir Onesimus te betaal aan Filemon. En dit het gebeur in sy onpylbare liefde. In die behandeling van die kruiswoorde sien ons dit juis, om te betaal vir ons skuld, moes hy wat God is, vir ons kom ly. Hy moes sy hele lewe, veral aan die kruis, die verskriklike, bittere lyde ondergaan, om die toorn van God teen ons sonde ten volle te betaal. En dan, wanneer alles reeds volbring is, wanneer alles klaar is, dan sê Christus, tetelestai, dit is volbring. Die prys is volkome betaal. Dis die wonder. Ek sal betaal, sê Paulus. Ek het betaal. Tetelestai. Dit is volbring, sê Christus. Is dit nie wonderlik nie? Verstaan u nou dat Christus as borg vir ons optree? As bewys dat Paulus Onesimus se skuld sal betaal, sê Paulus, kyk, ek skryf in my eie handskrif, sonder om 'n skriba te gebruik, ek sal betaal. Maar Paulus skryf met ink. As Christus kom om te betaal,
dan skryf hy met sy bloed. Die bloed wat hy aan die kruis op Golgotha gestort het. En daarvan lees ons in Openbaring 5 vers 9. Daar staan, U het ons vir God met U bloed gekoop. Maar ons moet ook besef, broer en suster, dat hierdie lyding, hierdie koop van Christus, hierdie ware lyding aan die kruis, maak ons baie keer asof dit net 'n geestelike lyding is. En dan lê ons die klem op die 4de kruiswoord, waarin Christus dan sê, my God, waarom het U my verlaat? Dan dink ons die kruisdood was alleenlik 'n geestelike lyding. En as ons dan dink en geneig is om Christus se lyding aan die kruis net in geestelike sin te sien, dan word die klem verkeerdelik van ons verlossing net op die verlossing van ons siele gelê. En dan raak die gevaar van evangelisasie en sending, dat mense dan sê, hulle roeping is om siele vir Jesus te wen. Jy het dit al baie gehoor. Ons moet siele vir Jesus wen. Maar het Christus se lyde aan die kruis niks te doen met my liggaam nie? Het Christus net vir my siel gesterf? Nee. En as gereformeerdes wat ons vashou aan die volle waarheid van die woord van God, mag ons nie van hierdie liggame van ons 'n leë dop maak, soos die ou Grieke gedink het, dat die liggaam net niks is nie. Ons mag nie die vloek by die graf uitspreek om te sê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer nie, want in Christus is dit opgehef. Hierdie 5de kruiswoord vind ons die beklemming van Christus se ontsettende liggaamlike lyding. Dis die vervulling van die profesie van Psalm 69 vers 22, toe ek dors was, het hulle my asyn laat drink. Dors, 'n verskriklike lyding, dehydrasie, ontwatering wat baie gevolge meebring, bloedverlies by ons Here Jesus Christus, die geeseling, die dra van die kruis, die hang in die warm son, alles wat bydra tot sy liggaamlike lyding. En dan aan die begin is dit interessant dat die soldate vir hom 'n mengsel van wyn en gal wou gee. En hierdie mengsel van wyn en gal was 'n verdowingsmiddel. Dit is gegee aan mense wat gekruisig is, sodat hulle juis hierdie pyn en hierdie enorme lyding en hierdie swaar liggaamlike lyding aan die kruis kan dra, dat dit wel draaglik is. Maar wanneer die soldate hierdie wyn en gal, wat 'n verdowingsmiddel was, vir Christus aan die begin van sy kruisiging gee, dan weier hy dit, want hy moet 'n volle verlosser wees. Hy moet ook in sy lyding, ook na sy liggaam, die volle verlossing bewerk. Dit beteken prakties dat Christus vir ons na liggaam en siel gelei het. Daarom so duidelik die katekismus weer. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde die toorn van God gedra het. En dan vervolg hy, so het hy met sy lyding as die enigste versoeningoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos. Wat 'n heerlike troos. Ons liggaam en siel. En daarom ook aan die einde gaan liggaam en siel weer verenig word. Die heerlikheid wat ons die Here tegemoet gaan. Dit beteken prakties
wanneer ons lyding en pyn verduur, is dit nie omdat God ons wegstoot nie, maar nader wil trek. En daarom kan Paulus ook verklaar in Romeine 8 vers 28, kan hy sê, alles ten goeie meewerk. Daarom ook die profesie van Jesaja, waarin hy dan praat van die Messias wat sou kom. Dan sê Jesaja profeties in Jesaja 53 vers 4, hy het ons lyding op hom geneem en ons siektes het hy gedra. En na hierdie kruiswoord, ek is dors, gee die soldate aan hom wyn. Hierdie wyn was nie 'n verdowingsmiddel nie, maar eintlik was hierdie wyn net vir hom, om hom genoeg vog te gee, sodat hy hierdie heel laaste kruiswoord kon sê. Net hierdie een woord in Grieks, tetelestai. Dit is volbring. Besef u nou, broer en suster, as ons oor hierdie Paasnaweek dink aan die lyde van ons Here Jesus Christus na liggaam en siel, hoe ons duur gekoop is, onsaglike duurprys vir ons liggame betaal en onsaglike duurprys vir ons siele. En daarom kom die troos van Heidelberg se Katekisme Sondag 1. Sy vra, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dan sê hy, dat ek na liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus behoort. En tog is hierdie woordjie, ek is dors, het dit tog ook 'n geestelike betekenis. Ek is dors, 'n dieper geestelike betekenis. Ons sing in Psalm 42, my siel dors na die Heer, na die lewensbron, wanneer sal ek na swerftog en besnouing God weer sien en klaar aanskou. Daarom ook die dieper betekenis. Dit wat Christus vir die Samaritaanse vrou sê in Johannes 4 vers 14. Wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. En in die laaste verse van die boek Openbaring vind ons die heerlike uitnodiging. Daar staan, die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom. Kom, en elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry. Verniet. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U, o Heer, ons God, wanneer ons werklik die diepe betekenis van ons Here Jesus Christus se kruisdood, sy versoeningsoffer besef ons al hoe meer en meer die diepte daarvan. Ja, U is ons hemelse Vader. Hierdie moederbelofte van Genesis het U nagekom. En ons dank en ons loof U, dat ons juis op hierdie naweek ook kan dink aan die lyde en die sterwe, en ook die opstanding, die oorwinning oor die dood van ons Here Jesus Christus. Gee dan dat ons met hierdie troos ook hierdie week sal ingaan, versterk ons, gee ook vir hulle wat op vakansie is, 'n veilige reispad terug, dra ons so en ons dank U ook vir U liefde en U genade wat ons elke dag ontvang. Amen. Ons sing nou saam die beruiming van Openbaring 7
die lied van die verlossing, en ek let op die woorde, want partykeer dan sing ons en dan kyk ons nie mooi na die woorde nie. Dus ek het nie baie aandag aan die woorde nie, maar kom ons lees net, en dan dat jy self presies kan weet wat gaan ons nou sing. Vers 5 van Skrifberuiming 18:1, want in die bloed, dis die bloed van Christus wat hy geskryf het, nie soos Paulus met ink nie, maar hy het geskryf, hulle het in die bloed, deur Gods genade, hul kleed gewas, en vlekloos rein, mag hul nou in hul straalgewade as priesters voor Gods troon verskyn. Hul mag aan hom hul dienswerk heilig, en altyd in sy tempel bly. God self sal hul daar beveilig, as hy sy tentseil oor hul sprei. En dan kyk na vers 6. Hulle sal nie langer honger kry nie. Geen son sal oor hul hoofde brand. Hulle sal nie langer dors meer ly nie, by sonstraal in die somerland. Langs altyd helder waterbane lei nou die lam hul voetstap heen, en God veeg van hul oog die trane, deur hul in droefenis geween. Wat 'n wonderlike vooruitsig wat God vir ons gee. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook hierdie week in met die wete dat die seën van die Here op u arbeid, u werker is. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.